Goeiedag vriende, dit is vir my fantasties om weer eens die voorreg te kan hê om saam met julle hier in die 4de week van lydenstyd saam met julle te kan wees. Kom ons raak stil, kom ons raak rustig voordat ons uit God se woord uit gaan lees. Ons liewe Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ek en my broer en my suster het om nou hier stil te kan raak. Gee dat ons net vir 'n oomblik stil raak en bewus raak van u teenwoordigheid. Here, al is dit op hierdie unieke manier van 'n opname, dat u ons nog steeds bymekaar hou, dat ons weet u is saam met ons. En Here, waar ons uit u woord uit gaan lees, vra ons en smeek ons dat die Heilige Gees u woord sal oopbreek. Nie menslike gedagtes nie, maar dat die Heilige Gees u woord vir ons sal openbaar. Amen. Vriende, ek lees vandag vir julle uit Markus 6 vers 7 tot 13 en dan gaan ek ook verwys na Psalm 139 vers 8. Ek lees vir julle. In die opskrif daar is Jesus stuur die 12 uit. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle die mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê: waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang nie, en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvandaan weg en skud selfs die stof onder aan julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. En dan Psalm 139 vers 8, as ek opvaar na die hemel, is u daar, en as ek in die doderyk afdaal, is u ook daar. Ons lees tot sover. Vriende, ons tema vir vandag is vrede in lyding. Hier in die 4de week van lydenstyd is ons tema vrede in lyding. En as 'n mens na lyding gaan kyk en wat staan daar in die woordeboek, wat beteken lyding, dan sal daar woorde staan soos pyn, swaarkry, beproewing en seerkry. En dis waarop ons gaan fokus vandag. En wat vir my so vreemd is, en wat vir baie van ons vreemd is dat ons fees vier in hierdie tyd. Fees vier oor Jesus se lyding. Hierdie hele verhaal wat ons nou lees in Markus tot en met Jesus se kruisdood is 'n tydperk waar Jesus letterlik deur pyn gaan, deur swaarkry, deur beproewing en waar hy fisies seer kry in sy menslike hoedanigheid. Ek en my vrou kyk in hierdie tyd, ons het so 'n hele program wat ons kyk in hierdie lydenstyd wat ons kyk na Jesus se verhaal, wat hy sy disippels bymekaar maak en hoe hy sy bediening begin en hoe dit letterlik loop na die kruisdood toe. En ons vang onsself elke aand as ons 'n episode kyk, dat ons onsself vang en ons raak amper half paniekbevange, want ons wil nie hê Jesus moet seer kry nie. Ons wil nie hê die disippels moet ongerief ervaar nie. Ons wil hê dit moet goed gaan met Jesus. Ons wil hê dit moet goed gaan met sy disippels. Ons wil hê dit moet goed gaan met die mense wat vir Jesus volg en aan sy lippe hang. En ons wil hê die wonderwerke moet gebeur en ons wil net hê alles moet mooi uitloop. Dit moet 'n mooi storie wees. En dit is so ironies. Dit is so ironies. Hoekom? Want ek en my vrou, ons weet wat gebeur. Jy as die luisteraar van hierdie opname weet, Jesus sterf aan die kruis. Ons wat deur hierdie lydensweek gaan, ons weet wat is die uitkoms. Ons vier hierdie
lydingstyd van Jesus juis, omdat hy daardeur is. Want as dit nie was vir Jesus, wat gedoen het wat hy gedoen het, sal ek en jy op een plek opgeëindig het. En dit is doeteenvoudig die hel. 'n plek sonder hom. En ons sou in hierdie wêreld gewandel het. 'n wêreld wat beheer word deur chaos. Ons sou hierdie chaos wêreld moes aangepak het sonder Jesus Christus, sonder die Heilige Gees wat uitgestort is nadat Jesus opgevaar het na die hemel. As ons kyk na lyding, wat beteken dit? Pyn, swaarkry, beproewing en seer kry. Jesus is deur dit alles vir my en vir jou. En ek het dit soveel keer al van tevore gesê. Ons vergeet baie keer dat Jesus moes aan 3 goed voldoen het. 1, hy moes 100% sondeloos gewees het. Tweedens, hy moes 100% God gewees het. En dan die derde ding, hy moes 100% mens gewees het. En dit is so belangrik dat ek en jy dit onthou. Want daai persoon wat in die dokterspreekkamer sit en wag vir die dokter om te sê, om nuus te gee, wat is daadwerklik fout met jou? Wat se terminale siekte het jy? 'n ma wat 'n gesin se seer en emosies moet help verwerk en help dra, haar kinders sin, haar man sinne, en dan haar eie sin. 'n pa en 'n ma wat moet uitgaan om te gaan werk, om fisies geld te verdien, om hulle te kan onderhou. En ons almal in Suid-Afrika weet wat, elke ma en pa wêreldwyd weet, wat se swaar kry in lyding en seer is dit al klaar. En as ons net praat van ons emosies van pyn, en hartseer, in lyding, waardeur ons daagliks gaan, wanneer ons teleurgesteld word, wanneer iemand wat vir wie ons baie lief is, ons in die rug steek. Ag, en so kan ek die lys aan en aan laat gaan. Maar dan kom God vandag hier in Markus. En hy kom met hierdie, en dis half 'n baie onbekende missie wat Jesus vir die disippels gegee het. Baie mense onthou hierdie missie. Baie mense dink aan die einde wat Jesus gesê het, gaan na die uithoeke van die wêreld en verkondig die evangelie na die kruisdood. Maar hierdie missie wat God vir sy 12 disippels gegee het, het gebeur voor die kruisdood. Dis baie belangrik. Dis baie belangrik dat hulle hierop let. En hy het dit op 'n baie unieke manier gedoen. Hy het hulle 2 uitgestuur. Hy het 2 disippels bymekaar gesit en hy het daai 2 uitgestuur na al die uithoeke van die wêreld, tot daar waar hulle kon gekom het. En daarby lê 'n bietjie stukkie gemoedsrus. Jesus self was nie by hulle gewees nie. Jesus het nie saam met hulle gegaan nie, hy het hulle opgebreek in 2, in pare van 2. En Jesus het op sy eie gegaan en homself gaan afsonder. En hy het ander dinge gaan doen. En die disippels was mens gesproke. Let wel, ek sê menslik gesproke, nie 100% reg vir hierdie missie nie. Onthou, op hierdie stadium was die disippels nie opgeleide rabbies nie. Hulle was nie fantasties in dit wat hulle gedoen het nie. Hulle het nog geleer by Jesus. Hulle het nog net gesien. Die bergrede het basies nog net plaasgevind. Hulle het nog net vir Jesus gesien preek. Hulle het nog net vir Jesus gesien mense gesond maak. Hulle het nog net vir Jesus gesien bose geeste uitdryf. En hier kom Jesus en hy sê vir julle, en sê vir hulle, hoor hierso kerels, ek gaan vir julle nou in 2 opbreek, in paartjies opbreek, en julle gaan uitgaan en met die gesag wat
ek vir julle gee, gaan julle die evangelie verkondig. Julle gaan siekes gesond maak en julle gaan bose geese uitdryf. Kan julle dink wat het deur daardie disippels se koppe gegaan? Ek dink hulle het 'n baie swaar las van beproewing op hulle gehad. Hulle het emosionele pyn en swaar kry ervaar soos min. En dan kom Jesus nog en hy sê vir hulle, weet julle wat? Julle gaan niks saam met julle vat nie. Niks. Julle gaan net 'n stok saam met julle vat, 'n loopstok. Dis al. Kan julle dink wat deur hulle koppe moes gegaan het? Met amper niks moes hulle die chaotiese wêreld van daardie tyd aanpak en die evangelie gaan verkondig. Ek bedoel, verbeel jou net gou self vir 'n oomblik. Ek en jy gaan winkel toe. Wat pak ons alles in as ek en jy winkel toe gaan? Ek en jy eerstens gaan seker maak ek en jy het gerieflike skoene aan, ons het lekker gemaklike klere aan. Ons gaan seker maak ons het darm ten minste 'n voertuig of ons het 'n manier om maar uit te kom dat dit gemaklik is. Ons gaan ons beursie saamvat want ons gaan met geld hê of 'n bankkaart hê om te kan betaal wat ons gaan kry. Ons gaan sakke saamneem of ons gaan 'n manier moet bedink hoe gaan ons dit wat ons gekoop het terugkry. Al is dit jy jou eie voertuig vat of jy gaan dalk 'n Uber bestel om vir jou terug te bring. En jy gaan dalk miskien 'n hoed op jou kop hê, jy gaan vir jou water saamvat of 'n koeldrank of jy gaan dit dalk koop. En ek as 'n man het altyd 'n knipmes byvoorbeeld by my. Dis maar 'n man ding, onsekerlik. Ek het altyd 'n knipmes by my. Ek het altyd wet wipes, hierdie wat 'n mens by die restaurante kry in 'n sakkie het ek by my. Sou my dogtertjie vuil raak, kan ek haar skoon maak of as ek my hande dalk vuil maak. Inteendeel, dit het so erg geraak. Ek dra 'n man bag. Nie 'n handsak soos 'n vrou nie, ek wil dit baie duidelik maak, 'n man bag. Vir die mans daar buite wat man bags dra, julle weet waarvan ek praat. Ons word tog so baie kere gespot, maar kyk maar al wat 'n man is deesdae het 'n mans sak by hulle. 'n Sak waarin jy jou selfoon kan sit. Nee daar, alleenlik. Maak seker ons het altyd 'n selfoon by ons. Sodat as 'n moeilikheid kom, ons iemand kan bel om ons te kom help. Die disippels kry hierdie enorme taak om die evangelie te gaan verkondig, mense gesond te maak en om bose geeste uit te dryf en hulle kan net 'n loopstok saamvat. Hoekom sou Jesus hierdie enorme taak vir hulle gegee het? En hulle is nog so onvoorbereid. Vir een rede, om hulle te leer om totaal en al afhanklik van God te maak. Ek gaan dit weer herhaal. Om hulle te leer om totaal en al afhanklik van God te maak. Dat hulle bewus sal wees dat al wat hulle nodig het, dat hulle net aan God moet glo en dat hy vir hulle sal sorg. Ek wil jou uitdaag met 'n baie moeilike vraag. Is jy totaal en al afhanklik van God? En wees gou eerlik met jouself. Al moet jy hierdie opname nou stop. En net vir 'n oomblik eerlik met jouself wees. Deur alles wat jy gaan. Deur alles wat jy beleef op hierdie stadium in jou lewe. Is jy regtig afhanklik net van God? Is jy tevrede om net afhanklik van God te wees? Want hoeveel keer wil ek en jy beheer neem oor goed waaroor ek en jy nie beheer eers het nie? Is ons almal nie maar skuldig hieraan nie? Ons wil beheer neem oor dit waaroor ons kan. En ons sê vir onsself, ek kan dit handle. Ek kan dit hanteer. Ek kan hierdie probleem wat ek nou oor beheer het, kan ek hanteer op my eie. En dan is ons dan nog so waaghalsig, meeste van die kere,
As ons weet, ek het nie beheer oor hierdie situasie wat nou plaasvind nie, dat ek sê, weet jy wat, ek sal 'n plan maak. Ek kan dit doen. En 99% van die kere, al het ons beheer oor iets, of ons het nie beheer oor ietsie, faal ek en jy. Kry ek en jy dit nie reg om daadwerklik dit reg te kry wat die chaotiese wêreld daar buite na ons kant toe gooi nie. En wat volg? Wat volg as so iets met jou gebeur? Jy ervaar emosies van hartseer, jy raak kwaad, of jy raak selfs depressief. En dit is waar ek vir julle Psalm 139 vers 8 wil lees. En vriende, ek wil julle aanmoedig om hierdie vers uit te skryf en te plak oral teen 'n muur, teen die kassie waar jy slaap in die aande, miskien in jou kar, miskien dit in jou beursie te sit, dat as jy jou beursie oopmaak, dat jy dit sien. Want luister wat sê Psalm 139 vers 8. As ek opvaar na die hemel, is U daar. As ek in die doderyk afdaal, is U ook daar. Vriende, hierdie woorde gee vir my en vir jou soveel gemoedsrus. Hierdie woorde is nie dooie woorde nie. Hierdie woorde is so geïnspireer deur die Heilige Gees, dat dit maak nie saak hoe laag jy ook al gedaal het in hierdie lewe, hoe laag jy geval het nie. En dit maak nie saak hoe hoog en op hoe fantastiese plek jy is nie. Daar waar jy is, sal jy vir God kry. As jy hom soek in die slegste van tye, en as jy hom soek in die beste van tye, sal jy altyd vir God kry, en hy sal jou altyd met oop arms ontvang. Hoekom? Want Jesus was 100% mens, en hy het vir jou aan 'n kruis gesterf. Hy is deur 'n tyd van lyding, 'n tyd van pyn, swaar kry, beproewing en seer kry. Hy weet presies hoe jy voel, hy weet presies waardeur hy gaan, en hy het gesterf, sodat ek en jy weet, daadwerklik kan weet en met glo, dat al is ek en jy nie in die hemel, of al is ek en jy so laag soos die doderyk, hy daar is vir jou, en hy vir jou sal lei. Ek sluit af met 'n storie. Wat vir my so mooi verduidelik en laat verstaan. En dit het 'n paar jaar terug gebeur, en ek gaan die naam van die luukse bootreismaatskappy nie noem nie. Maar dit is 'n luukse, groot, enorme, pragtige boot waarop mense vakansie neem. En hierdie boot het gevaar van Brittanje na Florida in Amerika. En soos ons almal weet, die Atlantiese Oseaan is niemand se vriend nie. En daai boot, vol al sy weelde, van koffiewinkels, honderde restaurante, winkels, die mooiste slaapkamers, al die luksehede wat jy kan hê, tref hulle die storms van alle storms op die Atlantiese Oseaan. En absolute chaos breek op daai boot uit. Mense word rondgeslinger soos vloerlappe. Alles wat kan val, val en breek. Koppies, borde, die kandelare wat in die hoof auditorium van die boot, in die middel van die boot is, het stukke afgebreek. Trappe het gebreek, trollies het rondgeval, mense het seer gekry, dokters moes mense gehelp het, en die verslaggewers uiteindelik het die boot veilig in Florida in Amerika aangekom, en toe die boot
in die hawe aankom, was verslaggewers onmiddellik daar en hulle het met die mense onderhoude begine voer. En die mense was verbind gewees, baie mense was deur trauma gewees. En hulle het hulle uitgevra oor wat gebeur het, hoe erg die storm was, wat het alles daar gebeur en het beeldmateriaal van die boot uitgekom. Maar iets wat uitgestaan het is, die mense was taamlik rustig gewees. Die mense was baie kalm gewees. En die verslaggewers het vir hulle gevra, hoorie so maar, julle is deur hierdie traumatiese storm, al die weelde en luukse van die boot is eintlik van julle af weggeneem, julle het fisies seer gekry, hoekom is julle so kalm, hoekom is julle eintlik so rustig? En die mense sê, weet julle, iets wat vir ons uitgestaan het, deur alles, was dat die bemanning was so kalm, van 'n kelner, tot die mense wat gewerk het aan die boot, terwyl hulle deur die storm gegaan het, elke liewe bemanningslid, van die skoonmaakpersoneel, tot by die mense wat die boot navigeer, almal was kalm. En toe gaan die verslaggewers na hierdie bemanningslede toe. Hierdie oor die 2000 mense wat werk op hierdie boot. En hulle vra vir hulle, hoe het julle dit reg gekry? Ons verstaan dat julle dit sekerlik nou al gewoond is aan storms, maar hierdie was letterlik 'n storm van storms gewees. Hoe het julle dit reg gekry om so kalm te wees? En dan nog steeds diensbaar te wees vir al hierdie mense en hulle kalm te hou. En hulle almal het dieselfde antwoord gehad. Ons ken die kaptein van hierdie skip baie goed. En hy het 'n reputasie dat hy is die kaptein wat jy wil hê as 'n storm jou tref op die see. Nog nooit het hy 'n boot nie veilig in 'n hawe gekry vanuit 'n storm nie. Nog nooit het hy 'n bemanningslid verloor nie. Hy behandel sy bemanningslede altyd met soveel respek en hy gee hulle altyd gemoedsrus. En dis my gebed. Weet en glo en raak opnuut weer bewus van hoe goed, nie hoe goed nie, hoe almagtig jou lewenskaptein, jou almagtige koning is in hierdie chaotiese wêreld. En mag jy in hierdie lydingstyd net weer opnuut besef, dat al word jy partykeer, al voel jy is in hierdie wêreld met niks is jy uitgestuur, dat jy's veilig in God se hande, en dat God jou in sy hande toevou, dat Jesus Christus met jou is, en saam met jou al deur hierdie is, waardeur jy in jou lewe gaan. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie kere wil ek beheer vat. Baie keer wil ek beheer vat van dit waarna ek beheer kan vat, en baie keer wil ek beheer neem oor goed wat ek geen beheer het nie. En ek wil vir myself sê, ek is okay, ek is slim genoeg, ek kan dit hanteer. En wanneer ek by dinge kom wat hanteerbaar is, dan is ek nogals, kan 'n mens voel, ek is dan nogals goed. Maar Here, vandag besef ons net weer opnuut, sonder U is ons niks. Here, ek bid Psalm 139 vers 8 oor my broers en my susters, dat as ek opvaar na die hemel, is U daar, en as ek in die doderyk afdaal, is U ook daar. Dat ons nooit sal vergeet nie, hoe goed dit ook al gaan, hoe sleg dit ook al gaan, U is daar, en ons hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie bang te wees vir pyn, swaar kry, beproewings of seer kry nie. Want U, Jesus, en die almagtige Heilige Gees, is met ons. En U sal vir ons altyd veilig
by ons bestemming bring. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.